Hallo en welkom terug by die Wiskundebroers. Vandag doen ons meetkundige patrone. Wat ek sal voorstel voordat jy hierdie video kyk is, gaan dalk een videoetjie terug, kyk na ons video oor rekenkundige patrone. Die twee is definitief hand in hand, so maak seker dat jy al twee hierdie video's bemeester. Nou, daar's definitief verskillende tipes patrone, soos ek reeds al sê het, ons het rekenkundige patroon, meetkundige patrone, ons kan later kyk na kwadratiese patrone, Fibonacci, klomp interessante dinge. Maar vir vandag, kyk ons net na hierdie een spesifieke soort. En meetkundige rye, of reekse, is 'n ander woord vir 'n ry, is patrone waar ons elke liewe keer met dieselfde getal maal of deel om die volgende getal te kry. Okay, so baie belangrik, ons gaan met dieselfde getal maal of deel. Dit noem ons 'n konstante verhouding. Nou jy onthou dalk van die rekenkundige rye, hulle het altyd 'n konstante verskil gehad. Hierdie ry het nie 'n konstante verskil nie. Hy het 'n konstante verhouding. Ek maal of deel elke keer met dieselfde getal. 'n Woord wat ons baie gaan gebruik is die woord term, en term beteken net die posisie van my getal. So as jy hoor term 1, weet jy, dis die getal in die eerste posisie. Term 10, dis die getal in die 10de posisie. So luister uit vir daai woord. Kom ons kyk eers bietjie eenvoudig net na 'n voorbeeld van 'n stygende meetkundige ry. Ons wil probeer uitvind elke keer, wat doen ons met die eerste term om die tweede een te kry? Tweede term om die derde een te kry, derde term om die vierde een te kry. Nou, ons moet net versigtig wees in die begin, want ons breine spring heel eerste na, 2 plus 4 is 6. Maar as ek sê 6 plus 4, kry ek 18? Nee, definitief nie. As ek sê 18 plus 4, kry ek 54? Nee, okay, hierdie val uit mekaar uit. Dis definitief nie 'n plus 4 patroon nie. En dadelik besef ek, okay, hierdie is nie 'n rekenkundige ry nie. Daar's nie 'n konstante verskil nie. Die gap bly nie ewig groot elke keer nie. Maar, ander opsie, dalk as ek sê, wat's 2 maal 3 is tog 6. 6 maal 3 is tog 18. 18 maal 3 is tog 54. Ek dink ek het die patroon. Kom ons doen die volgende twee terme. So ek het nou klaar term 1, 2, 3 en 4. Ek kan sê term 5 gaan gelyk wees. Wat's 54 maal 3? 162. 162. En dan term 6 kan ek sê, okay, wat is 162 maal 3? Dis dalk 'n moeilike een, as ons hom opbreek. 100 maal 3 is 300, 60 maal 3 is 180, so ons is al klaar by 480, en 2 maal 3 is 6, 486. En so kan ons aangaan en die volgende term kry, en die volgende term, en die volgende term. Wat ek al klaar sal sê, 'n bietjie van 'n probleem. Sê nou maar ek het nou vir jou gevra, bereken term 25. Nou sê jy soos, juist, okay, 486 maal 3, dan weer maal 3, dan weer maal 3, maal 3, maal 3, maal 3. 25 keer, dit gaan vir ewig vat, en dit gaan 'n baie groot getal wees. Ons gaan nou kyk, hoe spreek ons hierdie probleem aan? Vir nou, kom ons kyk na, wat is ons dalende patrone? Soos 160, as ons sê 160, hoe kom ons by 80 uit? Weereens kan ons brein vir ons sê, wat van minus 80? Maar dan as ek die volgende en ook minus 80 sê ek, nee, dit gaan nie werk nie. Okay, dit is definitief nie minus 80 nie, hier is nie 'n rekenkundige patroon met 'n konstante verskil nie. As ek wel sê, 160 gedeel deur 2 is 80, 80 gedeel deur 2 is 40, 40 gedeel deur 2 is 20, yes, dit werk definitief, gedeel deur. So, nou kan ek sê, okay, vir my 5de term, wat's 20 gedeel deur 2, is 10, vir my 6de term, wat's 10 gedeel deur 2, dis 5, van hier af raak 'n bietjie lelik, nee, maar ons kan aangaan as ons sê, my 7de term is 5 gedeel deur 2, nou ons kan hom net so skryf, 5 gedeel deur 2, ja, dis 2,5 of 2,5, maar 5 op 2 is 100% fine. Nou, hier kom ons by die vleis en aartappels gedeeltheid. Die algemene formule vir 'n meetkundige ry. Hierso, weer eens sê ek vir jou, gaan kyk eers die rekenkundige ry, want dan sal jy onthou, vir die rekenkundige ry, het ons twee verskillende tipes patrone gehad, formules gehad, die een het so gelyk. Tn is gelyk aan A plus n minus 1 maal d, nee, dit was die lang formule. Nou, al wat ek vir jou wil wys is, ons formule vir 'n meetkundige ry lyk baie soortgelyk. Ons het weer vir A,
Okay, nou as jy daai video gekyk het, dan onthou jy A beteken my eerste term. A, eerste letter in die alfabet, staan ook vir my eerste term. Dan het ons 'n R. Nou R was nie in die vorige formule nie. R kom in die plek van D. As jy onthou in die vorige video het ons gesê D staan vir my konstante verskil. Nee, eintlik Engels is my constant difference. D staan vir difference. Wat is my konstante verskil gewees? Met 'n meetkundige staan R vir my konstante verhouding. In Engels, a ratio, my constant ratio. Nee, of jy kan so daaraan dink, dis 'n relationship, verhouding. Nee, dis die Engels woord R. So, ons kan sê konstante verhouding. Reg, dis waarvoor R staan. N minus 1 is presies dieselfde. Nou, al wat ek vir jou so vinnig weer sal sê is, wanneer jy sien TN, alwaaraan jy hoef te dink wanneer jy sê TN, is waarde. TN is die waarde en N is die posisie. Okay, dis baie belangrik. Jou juffrou leer raak vir jou hulle leer raak vir jou TN staan vir termnommer en dis 100%. Termnommer beteken net nie eintlik baie vir meeste van ons nie. Waar as ek dink TN is die waarde en N is die posisie, yes, dit maak sin. Okay, N posisie, TN waarde. Reg. Nou kom ons vat hierdie formule en ons kyk gou of ons dit kan gebruik. So die vraag sal so lyk. Hulle sal vir ons sê, bepaal die algemene formule of die algemene term vir die volgende patroon. Ander manier hoe hulle dit vra is, hulle vra vir bepaal die ende term. Dit vra dieselfde ding. Of hulle vra, wat is die reël van die getalpunt? Weereens, dit vra presies dieselfde ding. Hulle vra net vir die algemene formule of die algemene term. Reg. Hoe ek wil hê jy moet begin? Sodra jy besef, hey, wag 'n bietjie, hierdie is 'n meetkundige patroon. Ek maal elke keer met 4. Moet jy vir my begin met TN is gelyk aan A maal R tot die mag N minus 1. Onthou nou, as jy bietjie sukkel hiermee, as daar niks tussen die A en die R staan nie, is dit dieselfde as maal. Ons kan ook so 'n punt daarso skryf, nee, dis dieselfde as maal. Reg, so A maal R. Nou vra ons net vir onsself. Ons hou die TN daarso. Waarvoor het A nou weer gestaan? A staan vir term 1 se waarde. Wat was term 1 in hierdie patroon? Term 1 se waarde was 2. Okay, ek gaan hom sommer nakkies skryf. 2 nakkies. Nou, R het gestaan vir die konstante verhouding. Wat is die konstante verhouding in hierdie patroon? Ons maal heeltyd met 4 tot die mag N minus 1. Dis dit. Asseblief moenie verder gaan nie. Moenie sê 2 maal 4 is 8 nie. Ons mag nie daai tweeetjies met mekaar maal nie. Jy los hom net so en dit is my algemene patroon. Ek gaan nou net vir jou wys hoe gebruik ons hierdie algemene patroon om nou uit te werk wat is die 25ste term. Ek gaan kyk na 2 oefenvrae. Soos altyd sê ek vir jou op hierdie stadium, pause die video, probeer hierdie oefenvragie op jou eie en dan kyk jy of jy die antwoord reg het. Dalk is die eerste een moeilik, doen hom saam met my en dan probeer jy die tweede een op jou eie. So, die patroon sê 5, 10, 20 en wat ek sien, wat gebeur elke keer, lyk soos 'n eenvoudige maal 2, maal 2, maal 2. Hulle vra vir ons eerste vraag, bereken die ende term. Ons onthou, o ja, dis net 'n manier om te sê, ons moet die algemene reël vir hierdie formule bepaal. So, TN is gelyk aan A maal R tot die mag N minus 1. Daai formule memoriseer ek, want ek weet dis 'n meetkundige ry, so ek weet ek moet daai formule gebruik. Ek hou die TN net wat dit is. Wat is A? A staan vir die eerste term van hierdie ry, en die eerste term was 'n 5. Ons sit die 5 in. R staan vir my konstante verhouding. So ek gaan kyk, wat is my konstante verhouding nou weer? Ek het gemaal met 2 elke keer. So R is maal 2 elke keer. Tot die mag N minus 1. Dis my antwoord. Hy lyk dalk nie vir jou so mooi nie, maar dit maak nie saak nie. Meeste van ons lyk ook nie so mooi nie. So TN is gelyk aan 5 maal 2 tot die mag N minus 1. Los dit net so. Bepaal nou die waarde van die 9de term, nee, of bepaal term 9 se waarde. Hoe skryf ons dit? Ons sê term 9 is gelyk aan 5 maal 2 tot die mag
9 minus 1. Die posisie van die term is die 9de posisie, so ek sit daai 9 in n se plek. Okay? Nou gaan ek letterlik en ek sê dit sal wees 5 maal 2 tot die mag 8. Nou, ek is so slim nie, ek weet nie wat is 2 tot die mag 8 nie, so dis waar ek my sakrekenaar inbring. Ek vat my sakrekenaar en ek lees dit net so in. Ek sê 5 maal 2 tot die mag 8. Dis lekker om hierdie met jou sakrekenaar te oefen. As ons met ons eie sakrekenaar oefen in die huiswerk, dan kry ons dit ook reg in die toets. Antwoord 1280. Dis nogal 'n groot waarde vir die 9de term. Mense sal sien hierdie meetkundige rye groei baie vinnig. Ja, dan sê hulle die hoeveelste term sal 'n waarde van 5120 hê. Onthou nou, wat het ek vir jou gesê? Wat 'n afkorting beteken waarde? Ek het vir jou gesê TN beteken waarde. So wat gaan ons doen? Ons gaan in TN se plek 5120 in vervang. En die res van die formule, 5 maal 2 tot die mag n minus 1, los ons net soos wat dit is. Nou hierdie is nogal 'n moeilike enetjie. So hierso as jy nou sukkel, dis okay. Ons almal sukkel met hierdie. Wat ek gaan doen is ek wil eers ontslaa raak van hierdie 5. Ons gaan altyd eers ontslaa raak van daai getal. En om hom weg te kry gaan ons sê deel met 5 aan albei kante. So as ek deel met 5 regs, verdwyn hy, dis lekker. En as ek links deel met 5 kry ek 1024 1024. Nou hierdie is waarmee ons sukkel. As jy in die laerskool is kan hierdie nog skiep, maar in die hoërskool moet ons onthou dat as ek 'n onbekende eksponent het, en in hierdie geval het ek definitief 'n onbekende eksponent, ek weet nie wat's n nie, dan moet ek vir myself sê, kom ons gaan kry albei kante se grondtalle dieselfde. 2 tot die mag hoeveel is gelyk aan 1024. Hier kan ons sakrekenaar vat en 'n klein bietjie eintlik rondpeter, nee, ons kan sê, ek wonder wat's 2 tot die mag 8. Oh nee, dis nog te min. 2 tot die mag 10 dalk? Wat is 2 tot die mag 10? Wragtig, 2 tot die mag 10 is 1024. Nou is my grondtalle dieselfde. En hierso leer ons, okay, sodra die grondtal dieselfde is, 2 is gelyk aan 2, dan moet, dit wil sê, die eksponente moet gelyk wees aan mekaar. N minus 1 is gelyk aan 10. Hoe kry ek vir n? Ek sê plus 1 aan albei kante. N is gelyk aan 11. Wat beteken dit? Dit beteken term 11 sal 'n waarde hê van 5120. Die 11de term is 5120. Hierdie is die moeilikste som wat ek vir jou kan vra met meetkundige patrone. Reg, die heel laaste een, soos ek gesê het, pause die video hierso, doen hom self, kyk of jy die antwoord reg kry. Hierdie een het 'n bietjie van 'n triek, nê? So wat ek sien heel eerste is, wat gebeur elke keer van die een na die volgende een? Dalk vat dit jou 'n oomblik om te sien dat hierdie is gedeel deur 3 gedeel deur 3. Nou sê hulle vir ons bereken die ende term. So Tn is gelyk aan a maal r tot die mag n minus 1. Hierso gaan ons sê Tn is gelyk aan a staan vir die eerste term, 108. R staan vir die konstante verhouding. Nou, ons kan nie hierso gaan skryf deel deur 3 nie. Dis die probleem. So ons moet nou skryf, waarmee kan ek maal wat dieselfde sal wees as deel 3? Maal hoeveel is dieselfde as deel 3? Dis 'n triekie een. Maar eintlik is dit nogal maklik as ons besef, maal 1 op 3 is dieselfde as deel 3. Nee, dis nogal cool. As ek sê gedeel deur 7, kan jy sê, o, dis dieselfde as maal 1 op 7. Ja, as ek sê gedeel deur 100, kan jy sê, o, dis dieselfde as maal 1 op 100. Ja, dit is. So, dis nogal 'n cool ding wat ons kan doen. In plaas van om te deel, sê ons maal met die resiprook, die omgekeerde, tot die mag n minus 1. Dis my formule. Dis eintlik die heel maklikste gedeelte van hierdie 3 vrae. Hulle sê nou vir ons, bepaal nou term 8. Hulle gee vir my die posisie, term 8. So ek sê, term 8 is gelyk aan 108 maal 1 op 3 tot die mag 8 minus 1. En ek kan hierdie net so in my sakrekenaar insit. Ek vat my sakrekenaar, ek sê 108 maal, nou hierso kan ek die breek knoppie gebruik, dan kan ek lekker sê 1 op 3. En ek
is maar vir veiligheid sit ek maar gewoonlik 'n hakkie om daai breek en dan sê ek daai hele hakkie tot die mag 7, nee, 8 minus 1 is 7. Ek kry antwoord 4 op 81. Nou dink jy, ja, maar dis nie so mooi antwoord nie. Weereens, ons is nou oud genoeg, ons het nie mooi antwoorde nodig nie. 4 op 81. Dis my 8ste term se waarde. Nou vra hulle vir my die hoeveelste term sal 'n waarde hê van 4 op 729. Hulle gee vir my die waarde. Onthou, as ek my patroon vat, Tn is gelyk aan 108 maal 'n derde tot die mag n minus 1. Die waarde sit ek by Tn se plek in. En nou raak hier die sommetjie weer. Ek wil amper sê moeilik, maar ons het nou klaar so enetjie geoefen. So, al wat ons eers doen, heel eerste onthou, ons gaan hierdie 108 wil wegvat. Hoe vat ons 'n maal 108 weg? Ons deel met 108. As ek deel met 108 in albei kante, wat is, hier is ook weer waar ek my sakrekenaar vat, ek sê, ek wonder wat is 4 op 729 gedeel deur 108. En dit geef my, juistery, 'n ongelooflike groot antwoord. 1 op 19.683. 1 op 19.683. 83, nee. Nou sê ek, okay, ek het 'n onbekende eksponent. Hoe kan ek die grondtalle dieselfde maak? Hoe kan ek my linkerkant ook skryf as 1 op 3 tot die mag iets? Ag, eintlik is hierdie lekker want ek kan 'n bietjie raai, nee. Ek kan sê, wonder as ek sê 1 op 3 tot die mag hoeveel? Kom ons begin groot. Kom ons sê tot die mag 15. Wow, nee, dis gans te groot. Tot die mag 12. Nog steeds gans te groot. Okay, ek moet kleiner dink. Wat van tot die mag 9? Pragtig, dis tot die mag 9. So ek het 'n derde tot die mag 9. Nou hierso sê ek, omdat my grondtalle dieselfde is, 'n derde is gelyk aan 'n derde, kan ek dadelik sê, dit wil sê, my eksponente moet gelyk wees aan mekaar. En minus 1 is 9, ek plus 1 albei kante, en is 10. Die 10de term sal 'n waarde hê van 4 op 729, 4 op 729. Hierdie is moeilike werk, ek sal dit heel eers sê. So as jy sukkel, dis okay, moenie mismoedig raak nie. As jy vrae het, stuur ons in die comment gedeelte. Ons wil jou graag help. So, ons sien in die volgende video. Sterkte met die oefen.